Goeiedag en weer eens baie welkom en ons is reeds in studie nommer 2 oor hoe om Bybelprofesieë te verstaan, uit te lê, na die simbole en die beelde te kyk. En vandag gaan ons kyk na die Genesis grondslag, om terug te gaan na Genesis toe, om te kan weet dat wanneer ons na Bybelprofesieë kyk, dat ons selfs na die begin van die woord van God kan gaan, om sekere sleutels te kry, om profesieë te kan uitlê. Weereens vandag, saam met my in die ateljee, leraar Peer Neelf van die Noordwestelike Distrik. Goeiedag Peer, dis weer goed om jou hier in die ateljee te hê, waar ons kan voortgaan met ons studies oor die simbole en profesieë en om dit beter te kan verstaan en beter te kan lees. En ons het in ons vorige studie het ons na 'n paar grondbeginsels gekyk en vandag in hierdie studie gaan ons, soos wat ons altyd toe ons op college was, het ons altyd 101 gekry. Ja. 101 en dit is net die grondbeginsels. Ja. So, ons wil vandag 'n bietjie kyk om te kyk na die grondbeginsels wat daar in die Ou Testament en van die begin af daar gelê is om dit beter te kan verstaan. Maar voor ons met ons studie oorgaan, sal jy vir ons open met 'n gebed. Kom ons lê die oor saam. Dankie julle weer dat ons by mekaar kan wees en uit u woord bestudeer. Ek bid dat u vir ons sal lei met wysheid en insig, Heer, dat ons kan verstaan wat u vir ons wil hê en dit kan in ons lewens toepas. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen. Amen. So hier is die ding. Kom ons gaan en ons lees Johannes 1 vers 29. Johannes hoofstuk 1 vers 29. Peer, as jy hom het. Ja. Johannes 1 vers 29. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, kyk die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Nou, hier is 'n baie interessante teksvers, ons ken dit, ons weet waarna dit verwys. Maar kom ons sê, jy stap nou net daar verby Johannes. Ja. En hier sê hy, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem, en jy kyk rond, en daar's nêrens 'n skaap nie. Hoe gaan jy weet waarna verwys hy? Wel in daai konteks waar hy nou staan, onthou nou, in die konteks waar hy staan. Ja. En hier kom dit vir my op neer dat die toehoorders wat daar gestaan het, moes geweet het waarna hy verwys. En almal het na Jesus gekyk. Yes, en ek dink dit bring ons terug na die konteks. Ons moet kyk in die konteks van waar hy daar was. So, met die mense wie daar was bekend gewees met dit wat in die Ou Testament, want hierso praat ons van Nuwe Testamentiese tyd. So, hulle was bekend gewees met wat die profete geskryf het in die Ou Testament, en ons weet die Ou Testament het gepraat van die lam. So as ons teruggaan in die Ou Testament, en soos wat ek dink ons gaan in die studie bietjie teruggaan na dit in Genesis, dan kan ons sien dat reg van die begin af, het die profesie van Jesus wat gaan kom, was vir hulle gegee gewees. En ek dink is belangrik, so hulle het geweet, die lam, dit wat die Ou Testament, wat die profete van gepraat het, is Jesus, die een wat die wêreld se sonde gaan wegneem. Met ander woorde, as ons ek wil amper sê, in hoofstuk 50 van 'n boek lees, en dit verwys vir ons na iemand se iets wat gebeur het, en jy weet nie wat gebeur het nie, dan moet jy teruggaan na die vorige, want veral as ons nou net die laaste hoofstukke lees, dan moet ons vorentoe gaan, om te gaan verstaan wat het daar gebeur. En dit is dieselfde ding wat ons hierna wil gaan kyk in vandag se studie, en sê, ons moet teruggaan na die begin toe, om dit daar te kan verstaan, om dit wat vir ons nou geskryf is, die toepassing nou te kan raak sien. So basically, wat ons dan sê is, om Openbaring en die profesieë wat ons in vandag se tyd het, wat op ons vandag van toepassing is te kan verstaan, moet ons teruggaan na die begin toe, om te kan verstaan wat hulle gesê het, en daai konteks te kan verstaan, want dit is op ons, op die einde van die dag, van toepassing. So kom ons gaan kyk, en jy kan vir ons Jesaja 40, vers 7 en 8 lees. Ja, okay, Jesaja 7 vers 8. Ja, Jesaja 40 vers 7 en 8. Okay, laat ek hom gou hier kry.
Jesaja hoofstuk 4. Ek gaan so lank vir ons na Hebreërs hoofstuk 13 toe. En terwyl ons besig is om te blaai, wil ons tog vir julle ook versoek om by die huis te sit en nie net te luister na wat ons lees nie, maar self saam met ons te blaai in julle Bybels, sodat julle dit ook saam kan lees en dat God se woord met jou kan praat. Ja, kom ons lees saam dan. Jesaja 40 vers 7 en 8. Gras verdor, 'n blom verwelk, wanneer die asem van die Here daarop blaas. Waarlik, die volk is maar net gras. Ja, gras verdor, blom verwelk, maar die woord van God hou stand vir altyd. En hier kry ons die konsep van dat daar's 'n tyd vir 'n einde vir alles wat geskape is. Ja. Maar die woord van God hou stand tot in ewigheid. Met ander woorde, ons kan nie by daai konsep kom van, maar dis die Ou Testament en dis dinge wat verby is, so ons het nie, dit het geen noemenswaardige impak op vandag se lewe nie. En die Ou Testament is net so geldig vir ons, soos wat die Nuwe Testament is, sodat ons dit kan verstaan in ons lewe vandag. Nou, Hebreërs 13 vers 8 sê vir ons die volgende: Jesus Christus is gister, vandag dieselfde en tot in alle ewigheid. Met ander woorde, die dinge wat hy vir ons gesê het en die simbole wat, onthou ons is besig met profesie, om dit beter te kan verstaan. Dit wat hy vir ons gegee het en die uitleg en die sleutels wat hy vir ons gegee het in die Ou Testament is nog steeds net so van toepassing vandag, want dit het nog nie verander nie. So as ons dit dan sê, kan ek nie die Nuwe Testamentiese profesie verstaan as ek nie die sleutels gekry het reg in die begin in die Ou Testament nie. En ons weet dat die profesie genoem was, of daar was profesie reg in Genesis al gewees. So om daai sleutels en daai beeldspraak miskien te kan verstaan, moet ons teruggaan reg na die begin. Wanneer was dit dalk moontlik eers genoem? Ja, en dit is baie belangrik dat ons na daardie konsep moet kyk. So kom ons blaai dan en ons gaan na 'n gedeelte toe wat vir ons beskryf word en ons kry dit in Genesis hoofstuk 22 en ons gaan 'n wyle daar vassteek by Genesis hoofstuk 22. En ek dink ek gaan daar vir ons daai paar verse lees. Dit is 'n baie bekende gedeelte. Hoofstuk 22 vers 1 tot 13. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê: Abraham, en hy antwoord: Hier is ek. Toe sê hy: Neem jou seun, jou enigste wat jy liefhet, Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Daarop het Abraham die môre vroeg klaar gemaak en sy esel opgesaal en 2 van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem en hy het hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Op die 3de dag toe slaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars: Bly julle hier met die esel en ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan na julle terugkom. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en het op sy seun Isak gesit en die vuur en die mes in sy hand geneem. So het hulle 2 dan saam geloop. Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sy vader en hy antwoord: Hier is ek my seun, en hy sê: Hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer? Ons het net gelees van die lam, né? Ja. En Abraham antwoord: God sal vir homself die lam vir die brandoffer voorsien, my seun. So het hulle 2 dan saam geloop. Toe hulle kom op die plek wat God hulle aangewys het, het Abraham deur die altaar gebou en die hout neerreggelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag, maar die engel van die Here het na hom van die hemel afgeroep en gesê: Abraham, Abraham, en hy antwoord: Hier is ek. En hy sê: Moenie jou hand na jou seun uitsteek nie en doen hom nie skade aan nie, want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van my nie terughou nie. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met een sy ram, wat agter in die bos met sy horings vasgehak het, en Abraham het gegaan en die ram geneem, en dit is brandoffer in die plek van sy seun geoffer. Nou, hier is vir ons 'n baie interessante verhaal. Hier sien ons, om God se liefde te kan verstaan, moet ons na hierdie storie kyk. So, kom ons kyk na hierdie storie. Wat het die Here, onthou, die Here het nou iets van Abraham verwag. Ja. Hy moet sy seun gaan offer. Die een vir wie hy lief is, sê die woord vir ons. En hier kry ons die konsep: jy met jou enigste seun. Is klaar vir ons iets. Jy met jou enigste seun gaan offer. En ons weet
dat die skrif beskryf vir ons Jesus Christus as die eniggebore seun van God, die Vader. Met ander woorde, sy enigste seun gaan hy dan vir ons offer. En dit is wat ons moet kom. En dan sê dit daar ook vir ons baie duidelik, waar is die lam? So Isak stel die lam voor. Nou trek ons dit deur na die Nuwe Testament toe en Johannes het vir ons gesê, daar is die lam van God. Met ander woorde, in daardie lam van God sien ons, dis nie net die lam waarna daar verwys word nie, maar dit is nou eintlik 'n mens wat daarna verwys word. So nou tel ons daai storie daarop. En ons kan in dit dan nog verder deurtrek as jy die vers wat in my gedagtes kom is Johannes 3 vers 16 wat sê, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat hom glo nie verlore sou gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Met ander woorde, dis daai liefde. So wat is die liefde wat ons dan van God verstaan? Hy sal self sy enige gebore seun gee. En hier kry ons daai beginsel in die Ou Testament. So dis nie net 'n storie van 'n toets van Abraham gewees nie, maar is ook 'n tipologie van God wat sy enigste seun sal gee vir die wêreld, sodat daar verlossing kan kom. En dan die woorde van Abraham. Waar is die lam? God sal voorsien. En God sal self voorsien. God gaan nie 'n geskape wese gee in die plek van sy seun nie. Hy gee sy seun. So hy sal self die offer voorsien vir die verlossing van die wêreld. So dis een van daai dinge wat ons dan baie duidelik daar moet optel en dit kan verstaan. So as ons nou daarna kyk, daar sê hy vir ons, waar is die lam? Waar is die lam? In vers 7 en vers 8 bring daai gedeelte vir ons daar uit. En toe spreek Isak met sy vader, hier is my seun, hier is ek my seun, en hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer? In vers 8 sê, God sal vir homself die lam vir die brandoffer voorsien. Hier is 'n ander konsep wat ek nou net agtergekom het, Peer. En hy het die hout vir die brandoffer op sy seun gelaai, sy seun Isak. Toe Christus na die Golgotha toe gegaan het, wat was op hom gelaai? Die kruis. Die kruis was op hom gelaai. So met ander woorde, daar sien ons daai dieselfde konsep van die lam moet self die hout dra. Die lam van God moet self sy eie kruis dra om tot daar te kom. En God voorsien daardie lam self. Miskien kom ons blaai gou-gou en dan kyk ons na Eksodus 2 vers 3. Ek dink is 12 vers 3. Eksodus 12 vers 3, ekskuus. Dit lees soos volg. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê: op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam volgens die families, 'n lam vir 'n huisgesin. Vers 13. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek julle verbygaan. Met ander woorde, ons praat daai gedeelte verwys nou vir ons na die Paasfees, nie? Met ander woorde, daar's weer eens ons kry weer eens die konsep van die lam. Soos as die lam van God wil verstaan, dan moet ons weer eens teruggaan na daai gedeelte toe en sê, maar daar's 'n lam van God wat dan vir ons geslag gaan word. En dan daardie bloed van daardie lam moet aan die deurposte gesmeer word, sodat die engel kan verbygaan en sien dat daar 'n offer gebring is. En weer eens, dit verwys ons vorentoe na die lam van God wat vir ons geslag sal word. En in hierdie ene gedeelte as jy verder gaan, dan sê dit, dan daar is 'n teken wees en dan sal geen plaag van Egipte julle tref nie. So en ek dink dis belangrik, want dit wys vir ons dan op die einde van die dag die instelling van die lam. Hierso moes Abraham sy seun offer, die lam moes geoffer word. Die Here het voorsien en 'n lam gegee, maar hy beamoen basies wat gebeur het hierso in Eksodus wat gedoen is. Dit is weer die instelling van die lam wat geoffer moet word vir die sonde van die huisgesin. Dan moet ons seker gaan na die Nuwe Testament ook. Kom ons gaan na die Nuwe Testament en ons kry dit daar in Openbaring
En ek wil nou amper sê, ek het nou geblaai tot by Openbaring en toe is ek nie by Openbaring nie, weet. So, Was graag by Johannes. ja, en dat ek nou sien dat ons by die regte verse is, en vers 5 tot 10, en dit sê, toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie, kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. En ek het gesien en kyk, in die middel van die troon en die 4 lewende wesens en in die middel van die ouderlinge staan daar 'n lam, asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit, van die Vader, en toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer. Met ander woorde, hier is nou aanbidding van die lam, van die Seun van God, gelyk aan Jesus Christus, nee. Elkeen met sieters en goue skale vol reukwerk wat die gebede van die heiliges is. Daar's nog 'n konsep, 'n steteltjie wat ons iewers kry, wat ons later weer kan toepas nie. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam, taal, volk en nasie, en het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. So hier sien ons die lam van God, wat reeds wat ons nou die opgetel het in Genesis, in die storie van Isak en Jakob. Daardie lam wat nou vooruitwys, is die een wat nou sien ons in die Nuwe Testament, waardig is om die boeke oop te maak, en die seël te breek, en hier sien ons, dis die lam van God wat geslag is, met ander woorde, Jesus Christus. Kan ons dan nou sien, ons moet nie enige iets daaraan koppel nie, maar ons moet dit gaan haal in die Ou Testament, sodat ons kan verstaan waar dit vandaan kom, en dat Christus, en soos ons daai teksverse gelees, hy is gister, vandag en môre nog steeds dieselfde, so die sleutel wat hy vir jou gegee het, daar kan ons hier toepas. Ons hoef nie ons eie ding te doen nie. Daai goue lyntjie, van Genesis tot Openbaring, is daar. Kom ons kyk byvoorbeeld net gou-gou na Johannes 1 vers 29. Ek wil net vinnig daarna toe gaan, Johannes 1 vers 29. Ek het nou nie beplan om dit te doen nie, Peer. Nee, is reg. Johannes 1 vers 29 tot en met 34. En dit sê daar, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom. En hy sê, daar is die lam van God vir die sonde van die wêreld wegneem. Dit is ons teks wat ons in die begin gelees het. Dit is hy van wie ek gesê het, na my kom 'n man wat voor my geword het, want hy was eerder as ek. En ek het hom nie geken nie, maar dat hy aan Israel openbaar sou word. Daarom het ek gekom en met water gedoop. En Johannes het getuig en gesê, ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdal, en hy het op hom gebly. En ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het aan my gesê, op wie jy die Gees sien neerdal en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees gedoop is. En ek het gesien en getuig dat hy die Seun van God is. Amen. Met ander woorde, hier sien ons, hier kom Johannes 'n bietjie verder en hy sê, daar is die lam van God, en ons gaan terug en ons het nou opgetel wat die lam voorstel en het geoffer word vir die mense, en hy sê, daar is die lam van God. En nou verklaar hy, wie is die lam van God? Jesus. En hy sê, Jesus is wat? Die Seun van God. Met ander woorde, hier is dit onomwonde vir ons bewys, ons hoef nie te bekommer oor wie dit is, of raaiskote te vat nie. Dis baie duidelik. Nou, dit klink baie snaaks vir u, as ons soos 'n eenvoudige konsep, soos hierdie, vir u probeer verduidelik, maar ook in ander konsepte raak dit voor die hand liggend. Dat as ons die Bybel gebruik, dan kom alles vir ons na vore. Amen, So, die volgende ding waarna ons kyk is, moeilike situasie. As ons kyk, baie keer sê die mense vir ons, die dood is deel van die lewe. Nou dit is, ek weet nie wat hulle dit noem nie, is dit nou 'n oxymoron, wat is dit? Dit is 'n kontras, want die dood is deel van die lewe.
maar dood is nie Maar dood is nie lewe nie. As jy hoor wat ek verstaan. Ons verstaan almal dat omdat daar lewe is, sal daar dood eendag wees. Maar hier's 'n chappies moment. Ja. Het jy geweet dat die Here het ons nie geskape sodat ons eendag moet doodgaan nie. Ja. Hy het ons geskape dat ons vir ewig moet lewe en vir ewig saam met hom moet lewe. En wanneer ons in hom sterwe op hierdie aarde, sal ons dit eendag doen. Maar dit is net iets wat hy wou gehad het van die begin af, want hy wou nie gehad het die mens moes sterwe nie. So, kom ons kyk na een van die eerste gedeeltes wat ons van lees wat gebeur het. Kom ons kyk Genesis 2 vers 15 tot 17. Okay. Genesis 2 vers 15 tot 17. Toe die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om te bewerk en te bewaak. En die Here het aan die mens bevel gegee en gesê: van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag wat jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. So, hier sien ons die konsep, die Here wou nie gehad het die mense moet sterwe nie, want as jy van daai boom eet, gaan jy sterwe. Dan gaan jy sterwe. Ja. En nou sê ek altyd, kom ons lees gou goed tussen die lyne. So as ons nie van die boom geëet het nie, sal ons nie gesterwe dan sal ons nie gesterwe het nie. Ja. Kom ons blaai vinnig na Genesis 4 vanaf vers 8. En dis die storie wat ons kry van, en ekskuus as ek sê storie, die geskiedenis wat ons kry van Kain en Abel. En ons tel die storie op in vers 8 en dit sê, en Kain het met sy broer Abel gepraat. En toe hy in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. Toe sê die Here vir Kain: waar is jou broer Abel? En hy antwoord: ek weet nie, is ek my broer se wagter? En hy sê: wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond wat sy mond oopgemaak het, om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie, en 'n swerwer en vlugteling sal jy wees op die aarde. Daarop sê Kain vir die Here: my skuld is te groot om dit te dra. Kyk, u verdryf my nou uit die land uit, en ek moet my verberg vir die aangesig. 'n swerweling en vlugteling sal ek op die aarde wees, en elkeen wat my kry sal my doodslaan. Maar die Here sê vir hom: daarom, as enigeen Kain doodslaan, sal dit 7voudig gewreek word. En die Here het 'n teken gegee aan Kain, sodat enigeen wat hom kry, hom nie sou doodslaan nie. Nou hier is die konsep wat ons kry. Adam en Eva, tuin van die Eden, julle sal vir ewig lewe. Oeps, hulle het 'n probleempie begaan. Nou is hulle uit die tuin uit gesit. Nou is daar dood wat gaan intree, want die Here het gesê dit gaan intree. Maar ek dink nie Adam en Eva het dit verwag soos wat ons dit verwag nie. Die normale beloop van ons lewe is mos die ouer mense moet mos eers sterwe. Ja. En dan die kinders. Ja. En hier kom daai selfe konsep, ekskuus, ons gaan nou vinnig, ons het nou nog gekyk na Isak en Abraham, en die seun was gegee om te sterf. Hier kom ons by Adam en Eva, die ouers is daar, en die seun sterwe. En weer eens in die ouens, daai selfe konsep wat ons kyk, so miskien, daar's die sleutel, hy trek deur, wat daar vir ons gegee word. So, kom ons gaan kyk dan na 1 Korintiërs 15 vers 15 tot 19. 1 Korintiërs hoofstuk 15. Okay. Ek sal lees, en dan word ons valse getuienis van God bevind, omdat ons teen God getuig, en dat hy Christus opgewek het, want hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie, want as die dode nie opgewek word nie, dan sal Christus ook nie opgewek nie, en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes, dan is ook die wat Christus ontslaap het verlore. As ons net in hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons elendiges van alle mense. Ja, met ander woorde, hy kom hier en hy sê, kyk luister, as ons net hoop op hierdie lewe, en as hierdie lewe verby is alles verby, dan is ons die elendigste van alle mense. So, hy kom hier in Korintiërs, en onthou dis geskrywe na die 4 evangelies, so Christus het reeds gesterwe, en hier sê hy, maar as Christus gesterwe het, en hy is opgewek,
dan is daar hoop vir ons. Daar hoop. Maar as julle sê Christus het gesterf en hy is nie opgewek nie, dan is daar geen hoop vir ons nie. Wat is die punt dan van geloof? Want dit is waarin ons hoop lê. Ja. Christus wat gesterwe het vir ons sondes. So ons daai hoop kan hê op die ewige lewe, die tyd saam met die Here dat hy weer gaan kom. Openbaring 1 vers 18 sê en die lewende, kom ek begin net vir vers 17. Ek is die eerste en die laaste en die lewende en ek was dood en kyk ek leef tot in alle ewigheid. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Ja. Hier is die mooiheid vir ons om die dood te kan verwerk en te kan sien hoekom daar dood moet wees. Maar Christus sê hier, ek het nou die sleutels van die doderyk, omdat ek dit oorwin het. Ja. So jy hoef nie bekommerd te wees as jy die dag te sterwe kom op hierdie aarde nie, want ek het die sleutels. En dan as ons verder lees in daai hoofstuk van 1 Korintiërs hoofstuk 15, en ons gaan hier na die laaste van hier van 50 af aan, dan sien ons gaan opgewek word in 'n oomblik en 'n oogwink. En by die laaste bassein. En ons verganklikheid gaan vervang word met onverganklikheid. En dit is die mooiheid wat ons sien in hierdie gedeelte, dat selfs in die dood wat daar gestel is in die begin, is daar 'n goue draad wat ons kan deurtrek tot by die dood van die Seun van God, wat verlossing bring vir elkeen van ons. So hier sien ons dit, dat die offer van die lam wat geslag moes word, al van Genesis af deurgetrek word na die offer van die Seun van God, wat die lam van God is, wat vir elkeen van ons gesterf het. En daai goue lyntjie trek deur tot vandag toe. En dit gee vir ons dan die hoop vandag. In Genesis het die Here daarvan vertel, wat gebeur het reg in die begin in die tuin van Eden, die sondeval, die eerste dood. Die Here wat vir ons die instelling gegee het van regverdigmaking deur die proses dat die lam moes geslag word en die sondes en die bloed is 'n teken dat ons sondes vergewe is, en dis hoekom daai engel ook verby die huise gaan het, as ons kyk, onthou van in Exodus. En dan trek hy lyntjie deur, Jesus wat aan die kruis gesterf het vir ons sondes, en vandag kan ons daarop hoop dat, omdat al daai dinge gebeur het, is ons sondes vergewe. As ons sterwe, gaan ons opstaan in die Here, omdat ons het hom aangeneem. So ons het nou reeds gekyk, dankie Pierre daarvoor, ons het nou gekyk na die lam, wat ons in hierdie kant lees, wat ons kon gaan haal het in Genesis. Maar daar is ook 'n ander gedeelte wat ons moet gaan haal in Genesis, van, kan ek amper sê, die teenstande, en ons kry dit in Genesis 3, vers 1 tot 5. Nou, ons hoef nie die hele gedeelte gelees nie, jy sal weet by watter gedeelte om te stop, maar lees dit vir ons asseblief. Okay, moet ek van vers 1 lees? Ja. Okay, lees soos volg. Maar die slang was listiger as enige dier in die veld, wat God die Here gemaak het. En hy het vir die vrou gesê, is dit ook so dat God vir jou sê, jy mag nie eet van al die bome in die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die bome in die middel van die tuin, het die Here God gesê, julle mag nie daarvan eet nie, anders sal julle sekerlik sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat julle, as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God kan wees, deur goed en kwaad te kan ken. Nou, so 'n slang, en ons weet dat dit die vorm van die slang was, maar was dit die slang? Fisiese slang? Die fisiese slang? Nee. So hier wys dit vir ons van, dit word na iemand anders verwys, ons sien dis die slang, maar is eintlik die, as ek dit nou so kan stel, die Satan wat in die slang is, en deur die slang praat met Eva, om dan die verleiding te kan gee, maar dit is iets wat ons optel, want omdat hy daardie simbool gebruik het, kom ons gaan nou Openbaring hoofstuk 12 toe, en ons kry dit daar, en dit sê, en 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. Okay, so dis simboliese taal. Onthou ons is in die boek van Openbaring. En sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en barensnood. En 'n ander teken het in die hemel verskyn. En daar was 'n groot vuurrooi draak
met 7 koppe en 10 horings en op sy koppe 7 krone. En sy stert het 1/3 van die sterre van die hemel meegesleep. Nou dit behoort al klaar vir ons 'n aanduiding te gee van wat gebeur het. Want die Satan is met 1/3 van die engele uit die hemel uitgegooi. Met ander woorde, hier sien ons, die draak is gelyk aan Satan. Is gelyk aan Lucifer. Nee, so laat ons net die draak mooi kan kry. En dan gaan hy verder daarin en sê, en die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind, sodat sy gebaar het, sodra sy gebaar het. En sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer, en haar kind is weggeruk na God en sy troon. So, nou moet ons nie weer daaraan dink nie, maar ons sien dat Christus is opgeneem in die hemel. Right. En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy 'n plek het, wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lank, en hier kry ons die donker eeue van die middeleeue, en dit sê, en daar het 'n oorlog in die hemel gekom, Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer. So praat ons steeds van die draak, so ons weet dit is nou Satan, nee, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie, en die groot draak is neergewerp. Die ou slang, wat ons van 'n slang gelees nou? Genesis, die slang wat in die boom was, wat genoem word duiwel en Satan, daar is ons sleutel. Slang is gelyk aan duiwel en Satan, en dan wil ek weer sê, Lucifer, nee, want dit was sy naam, wat die hele wêreld verlei het. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. So hier kry ons die sleutel van, as ons kyk en ons lees daar in simboliese taal na die slang, dan sien ons in die konteks, die weer eens konteks, 90% van die tyd, verwys dit hier vir ons, as dit figuurlik gepraat word, na die Satan. Right. Ek sê 90% van die tyd, want ek weet daar is 'n ander gedeelte wat ons dalk nog gaan by uitkom van die slang, wat opgehef is in die woestyn, en dan verwys dit vir ons na Christus. Right. So, dis net so terloops daarin, so ek sê 90% van die tyd, laat ons nie sê 100% van die tyd nie, maar dit verwys dan na hom, so ons kan hom deurtrek, dat dit daarna vir ons verwys. So dit is 'n hele klomp van die dinge wat ons nou vandag raak gesien het, en die grondbeginsel is, wanneer jy dinge in latere boeke in die Bybel wil verstaan, veral in die Nuwe Testament, veral in ons profetiese boeke, soos Daniël, wat nog geslote was, op sy tyd, maar in die tyd van Openbaring en daarna het hy begin ontwikkel en die kennis daaroor het vermeerder, maar as ons nie hierdie gedeeltes kan kry en teruggaan na die begin van die Bybel toe nie, dan gaan ons dit nie verstaan nie. Ek praat nou onder korreksie, maar meer as helfte, en ek dink is omtrent seker so 70 na 80% van die boek van Openbaring, is aanhalings uit die res van die Bybel uit. So met ander woorde, as ons wil verstaan waar dit vandaan kom, om dit te verstaan, sal ons na die res van die Bybel toe moet gaan. Met ander woorde, weer eens teruggaan. Daai 101 gaan na die stories van die Ou Testament, van Isak, van Adam en Eva, wat daar was, om te verstaan waar dit vandaan kom, sodat ons die simboliek en die taal wat gebruik was, en die beginsels kan deurtrek tot aan die einde toe. So dit belangrik, moenie enige gedeelte in isolasie lees nie. Nee. Lees hom in geheel. Ja, lees hom in geheel, en dan verstaan altyd, hoe sê ek altyd, 3 belangrike goed as jy die Bybel lees. Die eerste een is konteks, die tweede een is konteks, en die derde een is die konteks. Sodat ons kan weet wat die Here vir ons wil sê. So hier weer eens, baie lank gepraat vandag, maar dit sê vir ons, gaan terug na die Ou Testament toe, en as jy daar 'n verhaal lees, dan is dit sleutels wat hierdie kan vir ons verduidelik kan word, en ons hoef nie te raai wat dit beteken nie. Amen. Pierre, dit was goed om jou weer in die ateljee te hê, waar ons kan saam studeer. Ek sien uit na ons studies wat nog volg. Amen. Ons het nog na hierdie, ek dink nog 11 oor, wat ons gaan bestudeer, en ons hoop u geniet dit saam met ons, en leer ook meer van God se simbole en sy profesie, sodat ons dit beter kan verstaan, en sy wil en sy planne vir ons lewens. Baie dankie dat jy saam met ons was, baie dankie dat u saam met ons was. Kom ons buig ons hoofde saam. Vader, ons sê vir die dankie dat u in ons midde is. Dankie dat u woord vir ons lewendig word. Dat ons selfs in die ou verhale
die sleutels kan kry om die dinge wat op ons van toepassing is en die dinge in die Nuwe Testamente kan verstaan. Dankie dat U woord vir ons gegee het en ons weet dit is 'n lewende woord en 'n tweesnydende swaard, Here, en ons bid dat ons dit sal toepas sodat ons U profeseë en U wil vir ons lewens elke dag beter kan verstaan en dit ook so met ander kan deel. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen. Amen.